Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer die Here vir sy instandhoudende genade oor ons en vir die feit en wete dat die Here ook deur hierdie onbekende en donker nag oor ons die wag gehou het. Nou wil ek vanmôre groet met die baie besondere woorde van Gesang 61. Daar staan: wonderbare koning, heerser oor u skepping. Ons bring u ons lofgesange. Deur u goedheid, Vader, kan ons tot u nader, u is ons diepste hartsverlange. Laat die lied wat ons bied opstyg na u woning, wonderbare koning. Nou vriende, hierdie is 'n baie besondere gesang, want dit leer vir ons 'n baie groot Bybelse waarheid. Daar staan: deur u goedheid, Vader, kan ons tot u nader, u is ons diepste hartsverlange. Vriende, dit is nie ons goeie idee om die Here 'n kans in ons lewe te gee nie. Dis deur sy goedheid en sy genade, soos in Christus aan ons bewys, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, dat ons vanmôre God ons Vader kan noem. Hy het die inisiatief geneem om ons te red uit die modderslyk van sonde. Hy het ons die naam kind van God gegee. En hy is die een wat ons in stand hou, deur die krag van sy Gees tot daardie groot en deurligte dag, wanneer ons hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Daarom sê hierdie pragtige lied, dat ons hierdie Christus ons diepste hartsverlange moet maak, dat hy die een moet wees wat elke dag die eerste prioriteit in my lewe geniet, en dat ek hom sal dien in alles wat ek doen, en in alles wat ek sê. Mag die Here ook ryklik verheerlik word in my en jou lewe. Nou vriende, vanmôre gaan ons stil staan by Spreuke 27, ons gaan daar die 15de tot die 18de vers met mekaar hanteer. Spreuke 27 vers 15 sê: 'n aanhoudende gedrup op die dag van 'n stortreën en 'n twisgierige vrou is net eenders. Wie haar wil teehou, hou wind tee, en sy regterhand ontmoet olie. Een van die ander vertalings sê dit so mooi: die gedrup uit 'n dak wat lek op 'n reëndag, soos 'n vrou wat aanhou kuif. Wie haar probeer keer, kan net sowel die wind probeer keer, of olie met sy hand probeer vashou. Nou vriende, is so besonder om hierdie waarhede raak te sien in God se woord. Dit is so van toepassing op die dag en tyd waarin ons onsself bevind. Nou baie mense vra my oor die gedagte van ander vertalings. Kan ek 'n ander vertaling Bybel lees en ander vertaling Bybel gebruik as navorsing? Nou vriende, ek is 'n voorstander daarvoor. Ek lees graag uit die standaard vertaling of die ou vertaling Bybel, maar ek het verskillende Bybelvertalings op my rak en ek kyk na verskillende vertalings wanneer ek ook 'n vers wil verklaar. Dit gee my 'n bietjie meer insig, bietjie meer diepte in die vers, en hier is dit een van daardie gevalle. Nou ons weet hoe dit klink as 'n kraan drup of wanneer dit reën in 'n dak lek. Dis irriterend. Dit wil jou na raserny dryf. Jy hoor heeltyd hierdie getik, tik, tik. En nou sê die Bybel vir ons dat 'n twisgierige vrou of 'n vrou wat aanhou praat en aanhou beklei en aanhou kuif en aanhou opinies lewer en die laaste sê wil sê, is eintlik soos die gedrup van 'n kraan. Dis eintlik soos 'n dak wat lek. Dis irriterend. Dis 'n irritasie nie net vir haar man en haar kinders nie, maar ook vir almal wat haar ken. En daarom, as jy bely behoort aan die Here, moet jy nie so vrou wees nie, want die Bybel sê vir ons in die boek Petrus dat 'n vrou 'n stille gees moet hê. Ek sê nie daardeur dat 'n vrou op haar moet trap nie, maar ek wil vir u sê, ek dink die meeste vrouens het deur hierdie vrouebewegings in die land en in die wêreld 'n sekere gesindheid begin inneem in hulle huisgesinne waar hulle die hoof wil wees en nie hulle wil self onderwerp aan die man en die huisgesin begelei met die liefde en die sagtheid wat Christus vir 'n vrou gegee het nie. En daarom is die gebed van my hart dat as u 'n vrou is wat kuif en wat beklei en wat altyd die laaste sê wil sê en altyd wil skree en te kere wil gaan, dat hierdie sonde voor die Here sal bely en sal buig voor hom en sê: Here, gee my 'n sagte en 'n stille gees. Jesus self sê: kom leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jy sal rus vind vir jou siel. Daar is baie vrouens wat vir my sê: maar hoorie, daar's altyd onmin in my huis, daar's altyd twis, daar's altyd 'n bekleierery, en ek moet maar opstaan vir myself. Dan wil ek jou vanmôre vra om in 'n stilligheid voor die Here te buig en te vra: Here, help my om deur voorbeeld te lei, sodat die ander in my huis ook in my voetstappe kan volg en die sagmoedigheid en die nederigheid van Christus in my lewe kan sien. U kan die Bybel gaan navors in 'n boek, besonder die boek Spreuke. Salomo praat gereeld van hierdie vrou, en die oproep van die Bybel is altyd dat sy sal onderwerp aan die Here en haar huisgesin sal versorg met die liefde wat die Here in haar hart uitgestort het onder hulle. Vers 17 sê: yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander. Nou vriende, hierdie gedagte is vir my baie interessant, want die ander vertaling sê eenvoudig: yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Kort en bondig, 'n kerngedagte. En dit is verseker so.
As ons dink aan yster teen yster, dan sien ons hoe yster teen yster, dan ook hoe yster geslyp word. En die hele gedagte, die beginsel is presies dieselfde. Vriende, ons almal is maar van tyd tot tyd koppig en hard en somtyds eiesinnig. En nou sê die Bybel ook, dat ons baie keer deur hierdie optredes van ons mekaar vorm. Maar ons vorm mekaar ook in gesprekvoeringe, in verskille, in verskillende idees wat ons mekaar uitruil, voorstelle. En al hierdie redenasies is dinge wat ons vorm. En vriende vorm vriende, en mense vorm mekaar, en werkgewer en werknemer vorm mekaar. En as ons God voor oë stel, vriende, vorm ons mekaar vir die betere, om dan ook meer gelykvormig te word aan die beeld van ons Here Jesus Christus. Mag die Here ons genade gee, dat ons mense nie as 'n bedreiging sal sien nie, maar as mense wat oor ons pad toegelaat word, wat ons slyp, sodat ons meer kan word, soos ons Here Jesus Christus. En daarom sê die Bybel ook, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander klag het. Soos God in Christus julle vergewe het, so moet julle mekaar vergewe. Want u sien, die slypingsproses sal nooit ophou. Nooit ophou, tot die dag dat ons die Here in sy heerlikheid sal sien. Die laaste vers van vanmôre, wie 'n vyeboom oppas, sal sy vrugte eet, en hy wat vir sy Heer sorg, sal geëer word. Dit is so besonder as 'n mens daarna kyk, want hierdie hele vers gaan oor om deeglik, getrou en toegewyd te wees in my werk. Want dit is tot voordeel van myself en van my werkgewer. Vriende, luister, dit is baie belangrik dat ons getrou en deeglik sal wees in ons werk. Baie mense kla en sê, ek moet vandag weer werk toe gaan en ek hoop nie my baas is vandag weer nikkerig nie. Ek is nie lus vir sy mood swings nie. Ek hoor baie mense so praat, terwyl die Bybel vir ons 'n hele ander gesindheid gee vir 'n kind van die Here. Want jy sien, die hele beginsel van die woord word nagekom deur kinders van die Here, want die Heilige Gees stel ons daartoe in staat. En luister vriende, as jy deeglik en getrou en toegewyd is in jou werk, hoef jy nie heeltyd te vrees vir die werkgewer nie. En luister, daar sal ook vir jou 'n voordeel uit hierdie hele proses na vore kom. Nou, ons weet ons lewe in 'n goddelose bestel, ons weet daar is baie onregverdigheid, maar die Bybel sê vir ons, selfs as 'n werkgewer teenoor my onregverdig optree, moet ek nog steeds my werk getrou doen, asof vir die Here en nie vir mense nie. En dis so kosbaar om te sien, dat ons hierdie genade van die Here ontvang het. Terwyl ons sleg behandel word, dat ons die goeie sal teruggee, en so ons Vader verheerlik, wat in die hemele is. Daarom is dit baie belangrik, dat ons ook sal sien, dat die voordeel nie net vir ons werkgewer is, wanneer ons getrou is nie, maar ook 'n voordeel vir onsself. En bo alles, 'n getuie vir ons koning, vir ons meester, en soos die lied waarmee ons begin het, wonderbare koning, heerser oor u skepping, ons bring u ons lofgesange. En dis die groot ding, deur ons lewe, bring ons eer aan die Here, en trek ons so kosbare siele na hom. Mag die Here ons wysheid gee, dat ons nie toesgierig sal wees nie. Mag die Here ons wysheid gee, dat ons sal besef, dat een persoon slyp altyd die persoon van 'n andere, dat ons nie mense sal sien as opposisie en as vyande nie, maar as 'n manier hoe die Here my vorm, en vriende, dat ek my eer daaraan sal stel, om met my eie hande te werk, en eer te bring aan die Here, en die voordeel van my werkgewer, en vir myself daar te stel. Groete vir u, mooi dag verder te.